Wat beteken dit om te vas? Ons het onlangs in die prediking in ons gemeente gelees en gehoor van Ester wat die Jode gevra het om saam met haar te vas voordat sy haar lewe op die spel sou plaas om na die koning toe te gaan. En dit het die vraag laat ontstaan, maar wat beteken dit om te vas en het vas 'n plek in ons lewens, moet ons vas? Nou om saam hieroor te dink, gaan ons na die Here se woord luister. Eerste uit Lukas 5 vers 33 tot 39 en dan uit Matteus 6 vers 16 tot 18. Lukas 5 van vers 33 af. Die mense sê toe vir Jesus, die volgelinge van Johannes vas dikwels en onderhou gereelde gebedstye en so ook die volgelinge van die Fariseërs en u disippels eet en drink maar. Toe sê Jesus vir hulle, kan julle dan die bruilofsgaste laat vas terwyl die bruidegom by hulle is? Daar sal 'n tyd kom wanneer die bruidegom van hulle weggeneem sal word en dan in daardie dae sal hulle vas. Hy vertel hulle ook nog 'n gelykenis. Niemand skeur 'n stuk uit nuwe klere om daarmee ou klere te lap nie. As hy dit sou doen, sou die nuwe klere stikkend wees en buitendien sal die nuwe lap nie by die ou klere pas nie. En niemand gooi nuwe wyn in ou velsakke nie. As hy dit sou doen, sal die nuwe wyn die velsakke laat oopbars. Dan is die wyn vermors en die sakke daarmee heen. Nee, nuwe wyn moet in nuwe velsakke gegooi word. En niemand wat ou wyn gedrink het, wil nuwe wyn hê nie, want hy sê, die oue is goed. En dan in Matteus 6, vers 16 tot 18, as julle vas, moet julle nie soos die skynheiliges met lang gesigte rondloop nie. Hulle mismaak hulle gesigte sodat die mense kan sien dat hulle vas. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy vas, versorg jou hare en was jou gesig, sodat niemand kan sien dat jy vas nie, behalwe jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Die deel is saamgelees uit die 83 vertaling uit. Nou, wanneer ons aan vas dink, dan besef ons dat dit op 'n manier 'n mode geraak vir sommige mense. Natuurlik kry mense wat terwille van hulle gesondheid en 'n gesonde lewenstyl vas, al is dit net tydelik, maar daar's baie mense wat dit baie nou wil koppel aan hulle geloof. En op 'n manier is vas gekaap deur mense wat dit doen om eintlik maar net gesien te word. Die Romeinse Kerk het 'n gebruik lent en dit word al hoe meer gewild en word deur al hoe meer mense gevolg. Dit is 'n tydperk van 40 dae waarin daar gevas word en ernstig na jou lewe in die lig van God se woord kyk. En baie mense hou van die idee en gee dan vir die 40 dae net iets op en sê, wel, ek vas nou hiervan. Of nou bier of sjokolade of televisie of wat ook al is. Die idee is oulik, maar op die ou einde word die fokus van God afgetrek en op die mens geplaas. Dit is opvallend dat soos die fokus al hoe minder op die genoegsaamheid van God se woord is en die fokus al hoe minder op ons Here Jesus Christus is en al hoe meer op die mens val, hoe meer daarna dinge gegryp word om die mens te laat voel, maar hier doen ek nou iets. Nou is dit wat die Bybel met vas bedoel. Interessant dat die woord wat met vas in die Nuwe Testament vertaal word, dieselfde woord is wat vir hongerly gebruik word. So, om te vas is om jouself vir 'n bepaalde tyd van enige vorm van kos te weerhou. Nou ongelukkig is daar mense wat vas sien as iets wat jou op 'n hoër trappie as ander gelowiges sit. Amper so sommige maak met praat in tale of om weer gedoop te wees. As jy vas, is jy 'n beter gelowige as ander. Wanneer jy vas, is dit iets om oor te spog. Ander mense moet dit weet, ander mense moet dit sien, sodat jy geprys kan word. Ander sien weer vas as iets waarom jy God kan manipuleer, sodat hy vir jou sal gee wat jy wil hê.
as ek vas, moet God vir my gee wat ek wil hê. Dis amper so as gevangenes wat op eetstaking gaan, sodat hulle kan kry wat hulle wil hê. Verder glo die mense dat jy deur te vas vir jouself hemelpunte, as ons dit so wil noem, by mekaar kan maak, om te gebruik, om in te ruil by God vir wat jy wil hê. En al hierdie misbruike en eie idees en verstaan kan daartoe lei dat ons niks met vas te maak wil hê nie. Maar ons sal sien dat vas 'n groot rol in jou lewe as gelowige kan speel. So kom ons gesels eers bietjie oor vas in die Ou Testament en daarna oor vas in die Nuwe Testament, sodat ons kan uitkom by, maar wat beteken vas in ons lewens? Nou wanneer ons na God se woord kyk, en wanneer ons veral na die Ou Testament kyk, is dit interessant om te sien dat hy net op een plek die opdrag gee aan sy volk om te vas. En dis in Levitikus 16 met die groot versoendag, vers 29 en 30 lees ons: Julle moet dit as 'n vaste instelling handhaaf dat julle almal, die gebore Israeliete en die vreemdelinge wat by julle woon, moet vas. En alle werk moet staak op die 10de dag van die 7de maand, want op die dag moet daar vir julle versoening gedoen word, sodat julle rein kan wees. Julle moet in die teenwoordigheid van die Here gereinig word van julle sonde. So op die groot versoendag moet die volk vas, die dag waarop die hoëpriester in die allerheiligste ingaan, en die dag waarop die hoëpriester ook die hele tempel reinig, die dag waarop hy die allerheiligste die bloed bring en offer, kan mens sê, vir hulle sonde wat hulle nie eers geweet het hulle doen nie, sodat hulle kan aanhou om God te aanbid. Nou kan ons vra, maar waarom juis op hierdie dag vas? Om te wys dat hulle geheel en al op die Here vertrou, dat hulle net van hom afhanklik is. Verder sien ons in die Ou Testament dat vas dikwels gepaard gegaan het met die belydenis van sonde. Ons lees van hierdie verhouding tussen vas en sonde bely, byvoorbeeld in 1 Samuel 7 vers 6. Hulle het by Mispa by mekaar gekom, water geskep en het voor die Here uitgegiet. Op daardie dag het hulle gevas en daar het hulle bely, ons het teen die Here gesondig. So al gee die Here net die opdrag vir sy volk, hulle moet net op hierdie een dag vas, sien ons deur die Ou Testament dat hulle by verskillende geleenthede gevas het. En so het van hulle gevas wanneer hulle sonde bely. So mense het vrywillig gevas. En deur te vas het hulle vertroue heeltemal op die Here geplaas. So vas en gebed het daarom altyd saamgeloop. Ons sien dit byvoorbeeld in Esra 8 vers 21. Ek het daar by die Ahava rivier 'n vasdag uitgeroep om ons voor God te verootmoedig en om te bid om 'n voorspoedige reis vir onsself, ons afhanklikes en al ons besittings te hê. So mense het gevas om hulle voor God te verootmoedig, om klein vir hom te word, om te wys dat hulle vertrou net op hom. Mense het ook gevas wanneer hulle hartseer was en gerou het. Ons lees byvoorbeeld in 1 Samuel 31 vers 13 daarvan. Hulle het toe die bene gevat, dis nou die bene van Saul en sy seuns wat dood was, en onder die tamarisk in Jabes begrawe, en daarna het hulle 7 dae lank gevas. Ons sien ook in die Ou Testament dat mense vir verskillende tydperke gevas het. Die vas op die groot versoendag was 1 dag lank van sononder tot sononder. En dan in 1 Samuel lees ons byvoorbeeld van hulle het 7 dae lank gevas. Ons lees in Ester hoe sy vir 3 dae lank saam met die ander Jode gevas het. En toe Moses by die Here op die berg was om sy gebooie te ontvang, lees ons dat hy 40 dae lank gevas het. Eksodus 34 vers 28, Moses was 40 dae en nagte by die Here. In die tyd het Moses geen kos geëet of water gedrink nie. So hierdie vas van Moses was heel duidelik 'n wonderwerk, aangesien dit vir mense onmoontlik is om so lank sonder water en kos te gaan. En reeds in die Ou Testament sien ons dan hoe die Here dit duidelik maak dat vas gedring word deur die regte motivering. Dis nie iets wat jy net
doen en dan verwag dat die Here iets vir jou gaan gee nie. Luister bietjie na Sagaria 7 vers 3 tot 6. Moet ons nog in die 5de maand huil en vas soos ons nou al jare lank doen? Die woord van die Here die Almagtige het toe tot my gekom. Sê vir almal in die land en vir die priesters, julle vas en treur nou al vir 70 jaar lank in die 5de en die 7de maand. Maar vas julle tot my eer. En as julle eet en drink, doen julle dit vir julle self. So die volk het terwyl hulle in ballingskap was gereeld gevas. Maar die Here het hulle ernstig aangespreek omdat hulle vas nie oor die Here gegaan het, maar oor hulle self. Hulle het gedink hulle sal die Here kan dwing om hulle uit ballingskap te verlos deur te vas. En dan sien ons ook in die Ou Testament dat dit vir die Here oor 'n verhouding met hom gaan, met mense wat hom opreg dien. So, daar is nog baie dele in die Ou Testament waar ons lees van mense wat gevas het. Hulle het vir 'n bepaalde tydperk opgehou om te eet en te drink en vas het met gebed gepaard gaan, so hulle het daardie tyd gebruik om op hulle verhouding met die Here te fokus. Vas het oor verootmoediging voor die Here gegaan, so die gesindheid waarom jy gevas het, waarmee jy gevas het, die rede waarom jy gevas het is belangrik, want jy kan nie die Here dwing om iets te doen deur te vas nie. En ook lees ons, die Here het net een keer die opdrag gegee wat sy volk moes vas, en dis met die groot versoendag. En wanneer ons dan na die Nuwe Testament toe gaan, sien ons dat die Here nêrens die opdrag gee dat gelowiges moet vas nie. Ons lees in Lukas 2 vers 37 van Anna wat God dag en nag gedien het deur te vas en te bid. Dan lees ons in die verskillende sinoptiese evangelies die gedeelte oor die vraag aan Jesus oor waarom sy disippels nie vas nie. Nou in hierdie gedeelte is daar mense wat wonder, waarom vas Jesus se disippels nie? Kyk net na die fariseërs en hulle volgelinge en kyk selfs na Johannes se volgelinge. Hulle het gevas. Hulle vra hierdie vraag omdat Jesus by 'n groot feesmaal was wat vir hom gehou is. Hy het vir Levi as 'n disipel geroep. Dan lees ons in Lukas 6 vers 29. Levi het 'n groot feesmaal in sy huis gehou ter ere van Jesus en 'n groot aantal tollenaars en ander mense het saam met hulle aangesit. Die mense het 'n probleem daarmee gehad dat hy saam met tollenaars en sondaars geëet het en daarom kom hierdie vraag. U en u disippels eet saam met tollenaars, saam met sondaars, maar waarom vas julle eerder nie? Op hierdie vraag antwoord Jesus dat sy disippels nie nou vas nie, want hulle is besig om fees te vier. Die bruidegom van die kerk, die Here Jesus, is by sy disippels. Mense hou tog nie op om te eet wanneer jy fees vier saam met 'n bruidegom nie. Jy eet en jy geniet alles, want sy teenwoordigheid gee vreugde. Maar daar gaan 'n tyd kom wanneer Jesus weggevat gaan word, wanneer hy gaan sterf en gaan opstaan uit die dood en opvaar na die hemel. Die woord in oorspronklike taal vir weggevat wys iets van die lyding wat Jesus sou deurgaan. Dit is interessant, dit is gewoonlik die gaste wat weggaan van 'n troue af, nie die bruidegom wat weggevat word nie. En wanneer hy dan van hulle af weg is, sê Jesus, sal sy disippels vas, want hulle sal met verlange uitsien na die wederkoms. Hulle sal op hom wag, hulle sal uitsien na die groot feesmaal waarmee die ewige lewe begin. En dan vertel ons Here Jesus ook 2 gelykenisse om mense te leer dat dit nie help dat jy hom en die evangelie probeer indwing by die wettiese manier van doen van die fariseërs nie. So maak hy dit duidelik dat daar nie 'n manier is dat jy self in sy koninkryk kan inkom nie. Daar niks is wat jy kan doen om dit te verdien nie. Hy moet jou eers nuut maak deur sy gees. So anders as wat die fariseërs gedink het. Nog 'n ander gelykenis wat Jesus vertel het, wys vir ons 'n tipiese fariseer wat dink hy kan homself red deur wette te gehoorsaam en deur meer te doen as wat die Here sê. Ons lees in Lukas 18 van die fariseer en tot die tollenaar wat gaan bid het. En dan bid die fariseer, ek vas 2 keer in die week, ek gee 1/10 van my hele inkomste.
Die Fariseërs het die gebruik gehad om 2 keer elke week te vas, om meer te doen as wat God gesê het. En hierdie Fariseër dink eintlik hy verdien God se guns. Hy dink eintlik maar God is daar maar baie gelukkig dat hy 'n verhouding met my kan hê. Ons Here Jesus se gelykenis oor die nuwe klere en nuwe wyn maak dit duidelik dat jy nie jouself kan red nie en dat hy nie gekom het om wette in te stel nie, maar om nuwe lewe te gee. So Jesus se disippels het nie gevas terwyl hy by hulle was nie. Want was 'n tyd van vreugde, die Here self is by hulle. Maar hy wys ook nêrens vas af nie. Onthou hy het self met die begin van sy bedieningswerk 40 dae en nagte lank gevas. Mense sal dink dat hy goed sou wou rus en genoeg sou eet en al sy krag bymekaar sou maak vir die groot taak wat vir hom wag. 40 dae en nagte het hy gevas, hy het by God krag gekry, nie deur kos nie, maar deur te vas en te bid. Hy het ook aangeneem dat sy volgelinge vas. In Matteus 6 vers 16 sê hy, as julle vas. Die Afrikaanse woordjie as is bietjie misleidend hier. As mens die gedeelte direk uit die Griek sou vertaal, sou wanneer 'n beter vertaling gewees het. So wanneer julle vas. Jesus neem aan, sy volgelinge vas. En dan maak hy dit ook baie duidelik waaroor vas nie gaan nie. Vas gaan nie daaroor dat ander mense jou moet sien nie. Jy moet nie so skynheilig is met lang gesigte rondloop nie. Hulle mismaak hulle gesigte sodat die mense kan sien dat hulle vas. So vas gaan nie daaroor om eer vir jouself by ander mense te kry nie. Vas gaan oor jou verhouding met jou Vader. As jy vas, versorg jou hare, was jou gesig sodat niemand kan sien dat jy vas nie, behalwe jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Ons Here Jesus maak dit baie duidelik dat vas oor ons verhouding met ons Vader gaan. Dat dit daaroor gaan om op hom te fokus en tot hom te bid. Nadat ons Here Jesus opgevaar het na die hemel, is natuurlik na sy kruisdood en opstanding, lees ons van sy volgelinge wat dan wel gevas het. In Handelinge 13 vers 2 lees ons van die gemeente in Antiochië wat gevas het, toe hulle vir Paulus en Barnabas op hulle sendingreis gestuur het. Toe hulle op 'n keer bymekaar was om die Here te dien, Handelinge 13 vers 2, en te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder Barnabas en Paulus vir my af om die werk te doen waarvoor ek hulle geroep het. Dan lees ons in Handelinge 14 vers 23 hoe die gemeente gevas het nadat daar vir hulle ouderlinge aangewys is. In elke gemeente het hulle ouderlinge gekies, nadat die gemeente gebid en gevas het die apostels hulle opgedra aan die Here. Hoe mooi is dit nie om in hierdie 2 gedeeltes te sien hoe gelowiges saam gevas het oor belangrike sake, nie hulle vertroue heeltemal in die Here gestel het. En sien ook raak hoe vas in hierdie 2 gedeeltes verbind word met die dien van die Here en gebed. En dan daarna lees ons in die res van die Nuwe Testament nie weer van vas nie. So in die Nuwe Testament leer die Here ons dat hy vas nêrens as 'n opdrag gegee het nie, maar dat hy dit ook nie afwys nie. Die Here leer ons dat vas oor jou verhouding met jou Vader gaan, dit nie daar gaan dat mense jou moet sien nie. Hy leer ons dat sy disippels nie gevas het terwyl hy by hulle was nie, want dit was 'n tyd van vreugde, maar dat hulle sou vas wanneer hy weggeneem sou word, wanneer hy sou weggaan en sy lewe sou aflê en sou opvaar na die hemel toe. Hy leer ons ook dat gelowiges gevas het wanneer hulle groot besluite moes neem, soos om mense te stuur om die evangelie te verkondig, om ouderlinge te kies. En dan nou die vraag, wat maak ons hiermee? Wat leer ons uit al hierdie gedeeltes vir ons lewens vandag? Watter rol moet vas in ons lewens speel? Nou iets wat baie duidelik is dat vas iets is waarin ons as gelowiges vryheid het. Ons het die vryheid om te vas en ons het die vryheid om nie te vas nie.
Alwaar die Here die opdrag om te vas gee is met die groot versoendag in die Ou Testament. En al die gebeure van die groot versoendag is in ons Here Jesus Christus vervul. Soos al die volk se sonde op die sondebok 1 keer 'n jaar geplaas is en die bok uit die woonplek van die volk gejaag is om in die woestyn te gaan sterf, so het ons Here Jesus Christus al ons sonde op hom geneem en buite Jerusalem op Golgotha aan die kruis gesterf. Waar daar elke jaar 'n nuwe sondebok moes wees, het ons Here Jesus eenmalig homself gegee, die volkome genoegsame offer vir al ons sonde. So die Here sê nêrens ons moet vas nie, maar hy sê ook nêrens dat ons nie moet vas nie. Om te vas kan wel 'n baie groot rol in ons lewens speel. Hoe is dit moontlik? Om te vas, om onsself vir 'n bepaalde tydperk van enige kos te weerhou en aktief tot God te bid en sy woord te bestudeer, help ons. Dit help ons om ons honger vir God te voed, wat ons so dikwels probeer voed met dinge van die wêreld. Ons honger en verlange na dinge van die wêreld, of dit nou kos of besittings is dikwels so intens, dat dit ons honger na God en sy woord versmoor. Dit leer ons Here Jesus ons met die gelykenis van die saaier. Lukas 8 vers 14. Die saad wat tussen die onkruid val, dui op die wat die woord hoor, maar deur die sorge van die lewe en die rykdom en genietinge van die lewe, word dit gaandeweg verstik en dit skiet nie saad nie. Ons kan so maklik van 'n gawe van God, soos kos, 'n afgod maak. Deur te vas leer ons onsself dat God se woord belangriker vir ons is as enige kos. Wanneer jy vas sê jy, ek lewe nie vir my honger nie, ek lewe nie vir my begeertes nie, ek sit my fisiese begeertes eenkant sodat ek God kan soek in gebed, sodat ek hom en sy seëninge meer begeer as aardse dinge. So wanneer jy vas, kry jy teen die aanhoudende skroom van begeertes in jou lewe. Dan wys jy dat jy nie vir brood alleen lewe nie. Wanneer jy vas, word jy liggaamlik swak en dit herinner jou dat jy nie uit eie krag of deur eie beplanning en eie voorsiening kan lewe nie. Wanneer jy vas, sê jy, Here, U is my sterkte. En wanneer jy vas, sien jy uit na die ewigheid waar jy nie meer honger gaan word nie. Ons gaan by die Here wees. Jy verlang na die feesmaal, die bruilofsmaal van die Lam. Ons grootste honger en begeerte kan net deur die Here gevul word. En wanneer jy vas, raak jy liewer vir God en minder lief vir die wêreld en sy dinge. Deur te vas, versterk jy die verlange na die wederkoms van Jesus Christus. Leer jy jouself om al hoe meer uit te sien na sy wederkoms, eerder as om na jou begeerte na hom te probeer vul met allerhande ander dinge. Daarom kan mens nie vas as jou oog nie op Christus is nie. Jy kan nie vas as jou oog nie op die bruidegom is nie. So as jou vas vir jou daaroor gaan om deur ander gesien te word, of om punte bymekaar te maak om God te probeer dwing om vir jou te gee wat jy wil hê, dan moet jy dit eerder los. Want dan gaan dit nie oor jou verhouding met God nie, maar oor jouself. En wanneer jy wel vas, onthou dat dit iets aktief is. Dis nie net ek hou nou op eet nie, dis in hierdie tyd soek ek God aktief op in gebed en in sy woord. Dis nie 'n tyd van niks doen nie, maar 'n tyd waarin jy God se aangesig soek. Ek besef dit was nou al 'n lang oordenking gewees, maar kom ons vat dit saam. Moet gelowiges vas? Nee, die Here gee nie vir ons die opdrag om te vas nie. Kan gelowiges vas? Ja, want dit het wonderlike voordele vir ons verhouding met God. Dit help met God, dit help ons om al hoe nader aan hom te groei. Dit kan ons help om onsself leeg te maak van die wêreld en onsself vol te maak met hom en sy woord. So, jy hoef nie te vas nie. Maar as jy vas, moet dit nie doen met die idee om deur ander gesien te word en geprys te word. Jy moet nie doen met die idee om God te probeer manipuleer nie. Vas omdat hy vir jou genoeg is. Vas omdat jy op hom vertrou. Vas omdat jy nader aan hom wil groei. En as jy nie vas nie,
Moet dit ook nie doen omdat jy bang is dat jy bietjie gaan honger ly, of dat jy bang is jy verontrief jouself nie. So of jy vas, of jy nie vas nie, doen dit tot eer van die Here. En mag hy ons elkeen lei om al hoe meer vas te hou aan Jesus Christus, die bruidegom van die kerk. Mag hy ons elkeen lei om al hoe leer van onsself te word en die dinge van hierdie wêreld, en om al hoe meer net op hom te vertrou. So as jy vas, of as jy nie vas nie, doen dit tot eer van die lewe, van die Here. Of jy vas en of jy nie vas nie, laat dit oor Christus gaan. As dit nie vir jou oor Jesus Christus gaan nie, help dit nie om te vas nie, of help dit nie om nie te vas nie, want dan mis jy alles. Doen alles met die oog op die bruidegom wat terugkom vir ons, sy bruid.